hulle sê intra-angle ABC, angle BAC equals 7x grade, and angle ABC equals 9x grade nou, and on BCD is a straight line and angle ACD equals hakie x tot die mag 2 plus 64. Okay, maar ons moet nou maar net eers weer heeltemal van voor af begin. Kom ons sê nou, daai is ABC, okay, dan wat is die inligting wat hulle nou vir jou gegee het? Okay, oom, daar by C, dis dit nog 'n reguitstreep deur. Het lyk so 'n vlaggie. Ja. So. Ja. Ja. Ja, okay. So dan is dit angle BAC. Okay, BAC. Dit is die hoek wat gevorm word van B na A na C. Ja, dis Ja, A. dis A. Okay. Dit is 7x grade. Okay. Okay, dan ABC, dis B nou, is 9x grade. En dan sê hulle BCD is a straight line and angle ACD, nou die buitenstene, is hakie x kwadraat plus 64 hakie grade. So. Ja. Ja. Right, ja, en die vraag is, bepaal vir X. Nee, hulle sê write down an equation and then solve for x. Okay. Dis waar ek verlore raak. Okay, maar daar's 'n reël wat jy moet ken, anders te gaan hierdie vir jou glad nie sin maak nie. Oom, ek ken nie reël. Wat is die reël? Ek weet jy kan nie een vlaggie terme gebruik, dit is die buitenste hoek is gelyk aan die oorstaande sye. Nee, oorstaande hoeke. Hoeke. Daai rooi hoek aan die buitekant is gelyk aan die twee binnehoeke bymekaar getel. Die som van die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die twee teenoorstaande binnehoeke. Dis die volledige bewoording. Maar dit kom maar basies daarop neer, daai buitekantste rooi lyn vorm 'n hoek en daai hele hoek is gelyk aan die twee binnehoeke bymekaar getel. Okay. So ons kan skryf 7x plus 9x is gelyk aan x kwadraat plus 64. Stem julle saam? Ja. Ja. Okay? Okay. Plus 9 is. En dan sê hulle solve for x. Okay, nou hoe solve ons nou vir x? Jy tel daai twee bymekaar en dan op die einde dan vat jy want dan kry jy terme, dan vat jy hom oor en maak aan die ander kant is gelyk aan 0. En dan faktoriseer jy hom. Okay, nou wat sal dit vir my gee? X kwadraat Plus minus 16x. minus Minus 16x. Plus 64. Okay. En hoe faktoriseer ons nou daai 3 term? Hey. Laat nou jouself die uitfigure. Dit is, ek kan hom onthou. Dit is x is dit is al twee minne, so dan is dit x en ek dink hulle al twee is 8. So dan x is gelyk aan 8. Maar hoe weet jy dit nou? Ek het hom verfaktoriseer. Ek het al hierdie som klaar uitgewerk want ek het hom verstaan. Okay, maar kom ek verduidelik dan nou net terwille van die recording en terwille van Aubrey. Jy kyk na daai getal daar. Nou daar's mos verskillende faktore van 64. Jy kan sê 1 en 64 gaan vir my 64 gee. 2 en 32 gaan vir my 64 gee. Nee? Ja. Stem jy saam, Aubrey? Ja, nee, ek stem saam. Okay, nou watter van die faktore van 64 gaan vir my 16 gee, as ek hulle bymekaar tel? Dis definitief nie 1 en 64 nie, dis ook nie 2 en 32 nie, so watter een gaan vir my 16 gee? Daar's nog. Ja, watter van hulle? 8. 8 maar 8 is 64 en 8 plus 8 is 16. Thanks, sis. Verstaan jy dit so? Ja, nee, ek verstaan daai. Okay. En dan sit jy nou net x by,
Maar nou moet jy mooi oplet, ons soek minus 16. So, Ja. wat moet ons met die 8 en die 8 doen om minus 16 te kry? Al twee minusse. En dan kry jy nou, x is gelyk aan 8 of x is gelyk aan 8, maar ons hoef dit nou net een keer te doen, en daar is die waarde. So, hoe groot is hoek A? Hy is 7 maal 8. Dit is 7 maal. Het laat daar so. Ja. So A is... Okay, Hoe cool. groot is hoek C dan nou? Hoek C is interne hoeke van 'n binnehoek. En dit is 180 minus 72 minus 56. Of jy gebruik die stelling waarmee ons nog die hele tyd besig is. Is gelyk aan 56 plus 72. Ja. Of jy vervang die waarde van x in x in. So as die 3 maniere. En dit gee vir jou 52. Waar kry jy 52?